Hi, everybody. Welcome to Talk About Jesus Talk Show. I'm your host today. I almost want to say this evening. Please take this opportunity to share the broadcast to your friends and family. You do not want to miss our special guest today. So all my overseas people who's going to watch it later, we are going to speak Afrikaans, but we're going to talk about Jesus. So all what you can put there on is amen and amen, because we are preaching the gospel, but only in Afrikaans. So, and for my other people who Zulu, maybe you can give him a few words. So that's all my hello and thank yous. And please share the broadcast. I know a lot of people are only going to watch it tonight. So please share it on your feed as well. Dozie, dit is so amazing om jou op die talkshow te hê. Baie lekker om te wees, ja. Weet jy, die Here, wat ek hou van hierdie talkshow, is dat die Here wys my wie soek hy op die talkshow. En hierdie talkshow, is julle eerste keer op hierdie talkshow. Dis 'n talkshow wat dit behoort aan Jesus. En ons kry celebrities, pastore, prophets en doodgewone mense wat opkom en hulle kom deel hulle testimony. Because remember, the devil hate testimonies. So, en jy het 'n powerful testimony om te deel. Ek het 'n paar. Ek sien so uit. Testimonies, ja. Ek sien so uit, so welkom by Talk About Jesus Talk Show. Ja, dis amazing as 'n ou jou lewe gelewe het en jy ek bedoel obviously terwyl jy dit lewe, voel dit reg. Ja. Want dit gaan die duiwel stuur nie na jou goed wat nie vir jou lekker is nie. Presies. Hy gaan alles wat lekker is neer te stuur. En so waar ou moet versigtig wees is daar sekere goed wat hy gebruik om jou te laat daai lekker te geniet. En dis byvoorbeeld deur alcohol, drugs, whatever jy dit nou wil noem. Yes. Ja, en ek was nogal vir baie lang ruk op daai pad, maar ek glo die Here het 'n plan daarmee gehad, want ek het een aand alleen hier gesit en toe bid ek en ek vra vir die Here, maar hoekom het jy my so losbandige lewe laat lei? Ek kla nie. Nee. Ek kla nie, because while it happened, dit was nie, ek weet dit was verkeerd, maar dit, en toe sê hy, maar jy het 'n sterk genoeg karakter. Geweet ek gaan jou aan die ander kant lewendig kan kry. Yes. So, because ek was nog altyd lief vir liewe Jesus en vir die Here en vir die skepping en vir die natuur en vir alles. Maar onthou, ook in ouderdom as jy jonger is, dan glo jy gaan vir ewig lewe. Jy weet, en dit gebeur nie. Baie mense, ek het vriende verloor op 25. Ja. En al wat ek kan bid is dat hulle lewens was reg op daai stadium toe hulle gegaan het. Ja. Want jy het net daai portal wat jy kan deurgaan. En as jy in daai portal kom, moet jy ongelukkig sag wees, liefdevol. Ja. Dit is volgens my die belangrikste ding op die aarde. Dis sagtheid en liefdevolheid. As ek in 'n plek instap en ek vind mans of vrouens het 'n aggressiewe houding, dan weet ek Jesus kan nie in hulle wees nie. Yes. Verstaan jy? Want jy moet sag wees. Ja. Jy sien iemand se oë, as jy in iemand se oë kyk, you can see the light. Ja. As jy dit so kyk, en jy sien mense met dowwe oë, is mense wat struggle met duiwels goed binne in hulle. Want die duiwel, onthou, hy mag doen wat hy wil. Hy ken die Bybel beter as ons. Hy weet alles. Hy weet nie, soos die Here weet die toekoms. Hy weet die toekoms. Nee. Ja. And if you don't speak it, he can't hear it. But God can hear it. Ja. So as jy dit net dink, voor jy dit praat, moet jy eers uitvind of dit van die Here afkom of dit van hom afkom. Yes. Okay. Dis was rentekraat hier agter. Ja. So dis basically my dis hoe ek voel daaroor en ek is net dankbaar dat ek deur dit is. En ek kan nie op hierdie oomblik van my lewe sê dat ek wil elke dag net kyk hoe die Bybel sê. Ek wil net deeldag en ek lees nie baie goed nie, so dit is my nogal, but dit weet die Here ook. Hy weet ook. Verstaan jy? Hy weet dis vir jou 'n struggle om te lees. Dan sal hy vir jou op TikTok iets stuur wat jy wil luister.
Verstaan jy? En dan sal hy, die goed wat ek op TikTok deesdae kyk, dis vir my lekker om te weet as so baie mense wat ek glo soos ek glo. Wow. Want toe ek kleiner was, het ek gedink dit is te eenvoudig. Ja. Dit kan nie so eenvoudig wees nie. En toe lees ek daai stuk raak, waar die hoer by die Here gekom het, en toe sê hy vir haar, dis vir nou, hy ken haar obviously, en toe sê hy vir haar, maar jou sondes is vergewe. Hy sê, gaan weg, moet net nie weer sondig nie. En dis ons struggle op die aarde, is om nie weer te sondig nie. En as jy nou onbewus val, en ek glo nie, jy moet net altyd weet, dat as iemand, wat alles, jy behoort aan iemand. Jy behoort nie jouself nie. Soos mense wat huil oor goed wat hulle verloor. Yes. Jy weet, my ma het haar seun verloor. And she still lived through it. Yes. Because God gave it power. Amen. Amen. So jy kan nie, as jy iets verloor, jy weet nie wat God se planne is nie. Precies. We don't know. As ek deesdae die nuus kyk en ek lees die Openbaring, dan lyk dit vir my asof hulle 'n movie gemaak het van Openbaring, net deur om die nuus te kyk. So as jou oë nie oop gaan nie, Kom aan. is jy verdoem. En ek het nie tyd om vir mense te oorreed nie. Ek kan net sê wat die goedheid daarvan is, en die beloftes wat die Here vir ons gegee het. Hy sê daar gaan geen pyn meer wees nie. Die leeu en die lam gaan saam wei. Hoeveel meer peace wil jy as dit? En maar verder is ek die happieste ou op die aarde nou. Jy is. Ek kan sien die liefde wat jy het vir Jesus. Hoe ons het nou vir 'n rukkie daar buitekant gesit en ek het net geluister hoe jy praat oor die Here. You so in love with Jesus. En die Here sê hy is so trots op jou. Hy is so trots op jou. En ons as mens om jou te sien so, hoe jy was en hoe jy nou is daar's nie, ons as mense is ook trots. Dis net so ver uit mekaar uit. Dis net so ver uit mekaar uit. Jy kan, dis hoekom ek sê, dis hoekom ek ophou drink het. Yes. Want elke keer as ek gevoel het, ek gaan nou net vir die Here leef, dan kom jy vanaand by 'n partytjie, dan drink jy, en dan is die duiwel jou beskou, en dan sê hy vir jou, sien jy daai girl wat daar sit, sy het gisterand vir my gesê, dat sy is baie, baie lief vir jou. En dan is jy's wasig, drank maak jou lam, dit maak jou swak, dit maak jou arrogant, dit maak jou lelik. The devil is a drunk man. As jy verstaan dit ek bedoel. Hy geniet dit om te drink en om te verwoes. As jy kyk hoeveel huwelike verwoes. Ja, 100%. Ek is 'n groot voorbeeld daarvan. Want jy drie huwelike is. En vir 'n of ander rede moes ek dit ook gedoen het. Verstaan jy, om te weet dat nou dat ek alleen was omtrent 4 of 5 jaar, het ek myself leer ken. En ek dink dis 'n baie belangrike ding wat jy moet doen om jouself so goed te leer ken, dat jy jou boundaries so goed ken, dat geen mens op aarde niks kan verander in jou nie. Jy het net jou boundaries met die Here en met jou Skepper, want jy kom alleen op hierdie aarde in, en jy gaan alleen hier uit. Ons is so geneig om, wat dink jy van dit wat ek nou wil doen? Jy moet nie vir mense vra nie, jy moet vir die Here vra. Yes, vir die Here. En hy sal vir jou die antwoord gee op 'n manier. Yes. Al is dit 2 weke later. Jy weet. So, vra my nog 'n vraag. Jo. Kyk, ons albei het verlede. Ek meen, ek het ook op 'n stadium baie gedrink. Ek was een van daai wat gesê het, wat is jou favourite drank? En dan sê ek die volgende ene. Jy weet, so ons almal het 'n verlede, maar Kijk, die Here gebruik hierdie. Ek sal regtig nie sê, ek gaan sê, wel, jy's nou hierdie sondaar omdat jy drink nie. Ek het mense al ontmoet in my lewe wat, soos byvoorbeeld, hy kan 1 drankie drink
en dan is dit klaar. Yes. Ek kon nie. En nie omdat ek nie kon ophou, ek was nog nooit 'n verslawende geaardheid mens nie. Maar as iets vir my lekker is, is dit vir my dan is ek min lus om dit op te hou doen. Ja. As jy verstaan. So dit was vir my altyd lekker, want dit gee jou drank gee jou daai feeling van here I am. Verstaan jy? Hier is ek. Yes. Jy weet, en so, ek lees ek nydig 'n stukkie, ek het actually nydig 'n gospel liedjie gehoor, wat ook gegaan daaroor, wat sê ja, ek is net op hierdie aarde vir een ding, is to tell you about Jesus. Dis al hoekom ek hier is. Amen. Verstaan jy? En jy kan besig wees met jou wêreldgoed. Hier het ons nou 2 maande of 'n maand later, het ons gesien al die verspoelings in die Kaap. Yes. Ek bedoel, nothing belongs to us. Mense het so 'n manier van ons, dit behoort aan ons. Ja. Die Here het hierdie plek, ek het 'n ander liedjie wat ek sê, die wêreld is nie ons woning nie, die wêreld is net ons tent. Verstaan jy? Jy het jou tent opgeslaan. Ja. Party mense is seile wapper, ander ouens het stywe seiltjies. Come on. Verstaan jy? Maar almal van ons is net tydelik hierso. Ja. En dan kom die Here en sê vir jou byvoorbeeld, ek het 2 familielede wat deur kanker gevat is. En ek het beide kante gesien hoe jy 'n familie kan reuneer finansiëel deur om daai persoon uit jou selfsug wil op die aarde te hou. Geen reminissie het nog gewerk nie. Ek weet in my 62 jaar van lewe kom mense by my en sê, ja nee, Frikkie is nou in reminissie. Dan sê ek niks nie, want ek wil nie jou seer maak. Ja. Maar die waarheid is, jy gaan nou jou geld begin mors tot die Here dan besluit om te kom haal. Ja. Because if he decides you're going. Dan met jou vriende jou kom groet en happy wees saam met jou en terugdink aan die lekker tye wat ons saam gehad het. Ja. Meer as om te wonder hoe lank gaan ons hier daar, because we want to take God's power out of God's hand. Ons wil beheer hê oor goed. Ja. En om beheer te hê is die domste ding op aarde, want jy kan nie. Ons kan nie hierdie wêreld oorloop keer nie. Nie, geen government kan dit regmaak nie. Presies. Hulle is net pionne. Skelmpionne, maar hulle is pionne. Come on. Ek het gehoor van die keiser, ook in die Bybel, wat om toekom wat hy kry. Maar ek dink die voordeel wat hulle in daai tyd gehad het, daar was die teerpaaie nie, daar was die potholes. Dat was dit. Kan nie. Nee. Want hier is nou vandag 'n bewys dat hulle nie hulle werk doen nie. Ons kan dit actually sien op lewende woord. So dan glo ek dit kom jou toe nie. Ek dink die mense moet nie so, I think people must read the Bible more and we must know what God wants of us. En dan moet ons volg wat God van ons wil hê. Wat ook al jou sonde is. Elke ou het sy eie sonde. Yes. Dan dink ek heeltyd net aan hy wat hy voorgesê het. Gaan weg, jy moet net nie weer sondig nie. So al gaan mense en sê, ja, jy het gesyp. As jy dit ophou doen, wat gaan hulle dan sê? Dan kan hulle niks sê nie. En at the end of the line dink ek, daar's net een judge en dis die Here. Yes. 100%. Ek hoor jy gaan van sy liedjies sing. Ja. Dit sal nice wees. Hoor en dankie dat ons hier in jou huis kan dit kom doen. En ons het 'n audience ook hier, so julle kan 'n geluid maak, hoor. Hierdie song gaan oor toe Jesus opgevaar het na die hemel toe. Na die 3de dag het hy mis opstaan. Toe offer. Toe het hy mis teruggekom op 'n stadium. Ek ken nou nie al die tye so goed nie. Ek weet, ek sien hierdie prentjie. Toe het hy teruggekom. Toe het hy mis vir hulle gesê, hy gaan nou sy gees in elkeen van ons los op die aarde. So dominees het nog altyd vir my laat verstaan dat die Here is in die hemel. Dis hoe ek het verstaan het van hulle. En dit is hoekom sekere mense seker dink as jy in 'n donker kas klim kan die Here jou nie sien nie. Wat ook nie 'n waarheid is nie. Ja. Hy kan jou oral sien. Presies. So die liedjie gaan oor If I Was Jesus. Oh. As jy jouself nou indink, as God vir jou so lief was,
dat hy nou besluit het, hy sal nog 'n seun afstuur, en dit sal nou jy wees. Dan sal dit die liedjie moet wees. If I was Jesus, I'd have some real long hair, a robe and some sandals, exactly what I wear. I'll be the guy at the party, turning water to wine. Me and my disciples will have a real good time. Yet I lay my life down for you. I would show you who's the boss. I'll forgive you and I'll adore you. While I was hanging on your cross, if I was Jesus, I'd have some friends that are poor. I'll run around with the wrong crowds, and I'll never be bored. And then I'll heal me a blind man, and I get myself crucified by all these preachers and politicians who's got something to hide. I will lay my life down for you, and I would show you who's the boss. I'll forgive you and I'll adore you. While I was hanging on your cross, if I was Jesus, I'll come back from the dead, and I'll walk on some water, yet just to mess with your heads. I know your dark little secrets, and I look you right in the face, and I tell you I love you with amazing grace. I will lay my life down for you, and I will show you who's the boss. I will forgive you and I will adore you. While I was hanging on your cross, only if I was Jesus, only if I was Jesus. Wow. Woe! Wow. Wow. Tjoe, jy het ons in trane hier so, hoor. Kyk my hondjie, rustig die hy daar. Kyk, gee die Bybel. Hier is 'n Bybel. Dit is wat gebeur as jy jou hond, As 'n Jackie, as jy 'n jackass by die huis, as jy by die huis los, en hy besluit toe die oggend, hy los vir my Bybel. Ja, skryf nie, daai ene. Genesis, Exodus geëet, uit Leviticus. Bietjie meer sin toe, so ek wil net hê hulle moet weer jou inkry. Maar in elk geval, ek het nou my ander Bybel daar. Wat En die ons ding is- alleen vir kry. Nee, hy is cool. Nee, maar die ding is daai wat my hartseer gemaak het van dit is soos daai omdat ek 'n prentjie mens is, as ek lees dan daai bakkie daaronder het ons kleurpenne dan so oral waar ek ooit al gelees het, kan ek sien waar ek gelees het. Wow. Verstaan jy? So ek kan nie anders gaan ek dit nou vergeet. Ek weet nie hoe kry mense dit reg. Elke ou het my sy eie talent. Ek kan lyrics van liedjies onthou, maar mense wat aan my toe kom sê Genesis 3 vers 2
vers 12 sê dit. Ja. En dan daaraan in Johannes 4 vers 9 dit. Ek verstaan nie. Lê die ou in die aande by sy huis en memoriseer dit, want ek weet dit moet die Here sê ons moet leer wat in sy Bybel staan en ons moet dit spreek wat in sy Bybel staan. Maar dan moet ek die ou kry wat vir my asseblief daai tegniek aanleer dat ek dit ook kan doen, want ek onthou wat ek gelees het, basically die storie, maar ek kan dit nie woord vir woord doen. Ek het op 'n tydjie die Bybel gevat, dan sê ek, Here, asseblief laat hierdie woord hier in hierdie kop en gaan soos 'n sponge, dat ek hom kan insouk. Maar ek kan eerlik dink, ek bedoel die duiwel is 'n goeie voorbeeld daarvan dat hy ken die Bybel beter as ons almal, maar hy leef nog nie volgens wat die Here wil hê moet nie. Presies. So jy kan die Bybel ook goed ken. Almal gaan aan oor jy met die Bybel heeltyd lees, maar as 'n ou skelm is en hy lees die Bybel en hy ken die wette, dan gaan hy jou soos die duiwel, dan gaan hy vir jou kan oorreed en vir jou vertel. Hy gaan vir jou al die Bybelstorieetjies sê en dan gaan jy nou sag word en dan gaan hy jou gryp. Maar weet jy, ek het al iemand gesien op straat wat vir iemand gesê het, luister, ek het 'n paar maande terug my hart aan die Here gegee. Ek ken nie die Bybel, al die versies en al die dinge nie, maar kom ek vertel vir jou wat die Jesus aan die kruis gedoen vir ons. En daai alleenlik het hy iemand na die Here toe gelei. Jy weet? Ek kan nie glo dat mense glo aan Humpty Dumpty en hulle glo aan Liewe Heksie en hulle glo aan Karel Seemonster en aan He-Man en aan Superman en aan Batman, maar hulle glo nie aan Jesus nie. Ek bedoel, hoe dom moet jy wees? Ek meet teestaan mense is intelligent en hulle geloof. Ja. Want as jy nie daai storie, daai wonderlike storie kan glo nie, dan het jou brein 'n paar slaggate. Ja. Dan val iets nie reg nie. Ja. Dit is die Engelse storie. Hoekom dink jy sal Hollywood dit probeer verdoem? Hoekom sal hulle heeltyd die Here se naam eintlik gebruik in movies? Ek kyk nie movies nie. Ja. Ek luister nie meer musiek. Ek luister nie na Taylor Swift nie. Ek dink is evil. Enige mens wat slange op haar stage bring, is evil. En ons, ek sien ma's en pa's wat, my dogter wil en dan dink ek van myself, jy's dom. Die Here moes nie vir jou 'n kind gegee het nie. Verstaan jy? Want jy is besig om jou kind in die verdoemenis in te lei. Nie almal gaan deur. Onthou die tyd wat ek in my wildness geleef het, was die wêreld nog nie so rof soos nou nie. Hy's nou nog robber as dit. Daai persentasies robber. Ja. Verstaan jy, deesdae is alles wat illegal was in daai tyd is nou soos heeltemal legal. Verstaan jy? Want onthou die duiwel gaan sy eie wette op die aarde maak. Dit is sy aarde. Die Here het dit dan vir hom gegee. En vir hom sê, gaan vry en steel soveel siele as wat jy wil. Maar die dag sy terugkom, jy verdoem. Ja. En as jy sien na al hierdie musiek, want hy gebruik musiek om mense. Hy was dan die Here se hoof musiekengel. Ja. Hy was die mooiste. So ek wil vir baie van die celebrities op hierdie aarde sê, julle dink julle is mooi. You've never seen the devil. Dan as jy dink jy is die beste musikant op aarde, jy dink jy is die beste, hy gaan vir jou kringe om jou speel, kringe om jou sing. Yes. Hy ken elke noot van voor tot agter. Hy weet presies wat sy eerste lettertjie in Genesis is. So met ander woorde, jy kan nie met hom en dis hoekom ek my musiekloopbaan wil verklein. As jy verstaan wat ek wil wees. I want to be the instrument rather than the master. Verstaan jy? Die Here het my nog nooit op stage teleurgestel nie. Ewen in my dronkdae. Het hy my op die pad gehou. Ek het my liedjies, hy het my hand vasgehou. Ja. En die duiwel het dit geweet. Dis hoekom hy my gegooi het met die goed wat ek die minst, die swakste is, nie, vrouens. Verstaan jy, ek is swak. En ook jy, vol vrouens. Nee, maar ek moet eerlik sê, as jy al die stelle afgetrap het, wat ek bedoel nie my huwelik of whatever nie, ek praat van, het ek eendag hier gesit en dink, hoeveel harte het moes ek gebreek het, verstaan jy? Dan dink ek van myself, maar as hulle nie na my toe gekom het nie, dan sou ek nie in hulle belang gestel het nie, hulle het so of, ek is soos half op die skinkpot daar sit en hier kom 'n klomp mense met 'n afstap en een wil mooier wees as die ander een. Ja. Verstaan jy sit daar en jy's 'n 20, 30-jarige laaitie en jy het nie regtig, jy soek nie liefde. En ons soek liefde op die verkeerde plek. Ons soek liefde. Liefde is absolutely binne in jouself. You must know love before you can accept love.
Jy kan nie liefde ontvang van Come iemand on. as jy nie Amen. jouself het. En liefde is wakker word in die oggend en dankbaarheid vir God dat jy kan sien, dat jy kan loop, dat jy's 'n mens wat alles function. Yes. Maar ons gaan kwaad raak as hy vir ons 'n siekte gee. Hy kan ons vat net soos hy wil. Ja. Hy kan my bus my laat ry. That's his will. Ons moet ophou ons eie wil. Ek sien dit in ons land. Almal, jong mense, ou mense, almal het hulle eie wil. Tot ek sien dit nou net 'n ou oom, hy's omtrent 80 en hy's nog steeds stubborn. Dan dink ek jou welding en jou satelliettorch gaan nie deur die poorte van die hemel bring nie. Jy kan nie daardeur kom nie. You have to be soft. Ek weet van mense wat dood is, hard en ongelukkig. Kan hulle net maar vir my sê ons het nou 'n onredelike God. Maar as ek vir jou gesê het ons eet net tomaties in die huis, dan eet ons net tomaties in die huis. Verstaan jy? Dis al wat gebeur. En ons is te bederf. Ons al die volke, almal is bederf. Swart mense, wit mense, almal is bederf. Ja. Want ek sien mense wat kla met 340 kg liggame. Verstaan jy? Jy's so vet, Ja. maar jy kla omdat jy nie het nie. Want hoekom gee die Here nie vir jou nie? Ja. Want kyk hoe lyk jou lyf. Jy weet nie die balance van wat jy in jou eie lyf moet sit om jou te laat menslik lyk nie. Yes. Verstaan jy? Met ander woorde, jy het nou jou sonde is kos. Ja. Hy sê mag jy nie indal van kos nie. Exactly. Ons moet eet as jy groot geword my hele lewe lank, my ma het altyd gedeel. Al die mense wat by ons gewerk het, die plaas. Daar was altyd kos maak en dan daai mense en daai. So kos is nie die belangrikste ding op die aarde nie. Ek hoor so baie mense, I love food. Want jy het nog nie liefde gevind nie. Presies. Jy weet nie wat liefde is nie. Jy sal met liefde sal jy vir 10 ure na 'n blommetjie staar sonder om verveeld te raak. Om te weet waar die blom vandaan kom. Want as jy net na die blom kyk en dis 'n mooi blommetjie, dan is jy oppervlakkig. Ja. Jy moet kyk en weet wie het eers aan hy blom gedink? God. Het gedink hy gaan die blom presies so maak met al sy aardjies en sy watertjies en alles is perfek. Die skepping is perfek. Mense, as die Here net diere op die aarde gesit het, was die plek die wonderlikste, dan was dit paradys. Ja, definitief. Nou toe sit hy mense, net 2, en van daar af kyk hoe ons die plek opgeneem. As ek kyk hoe hulle myne maak hier so af hier, die aarde word verbreek. Die moeder aarde word verbreek, want binne in die aarde is iets wat ek wil hê, sodat ek 'n Range Rover kan ry. Ja. Verstaan jy? Yes. Dank God hy het dit van my weggevat. Ek het amper daai siekte gehad. Van celeb wees en nou kan ek alles bekostig. Yes. Maar wat is dit? Alles kan brand, ek het nou gesê ek wil actually just to prove a point, wil ek my plaas afbrand en my bus klim en ek wil ry. Just to prove a point. Ja. To show you that wêreldgoed maak nie die mens beter of slegter nie. Yes. Ek sien soveel laities wat by my kom. Come on. Jong laities wat by my kom. En omdat hy nou 'n Rolex dra en hy het 'n boerbol broekie aan, nou dink hy is belangrik. Nee. In die eerste plek dink ek die Here is nie afgehou dat al sy skape dieselfde klere dra nie. Ja. Verstaan jy? Ons is nie, dit is nie veronderstel om so te wees nie. Elke mens, soos as die klein babietjies, 'n vriend van my het nou 'n klein dogtertjie, sy's 3. Hulle los haar. Dat sy mag nie ooit op 'n foon kyk nie, sy mag nie TV kyk, hulle bly in Dublin. Yes. En sy ken diere en sy's beautiful. Sy trek 7 rokke boor mekaar in en ek sê vir my vriend Dawie, ek sê vir los haar. Ja. Laat sy net dit doen. Yes. Dit is vir mooi, baie klere. Dat die Here het vir haar 'n plan Yes. op haar aarde. Wat sy gaan doen. Jy kan nie jou kind dwing om 'n prokureur te word nie. Dis hoekom ons sit soveel met soveel ongelukkige mense. Hoe dink jy gaan mense uit na kuierplekke toe en wil ander mense seermaak? Want hulle is ongelukkig in hulself. Presies. En hoe gaan ons almal by die hemel? Jy kan nie kwaad en goed in die hemel indruk nie. Dan gaan net goed wees. Die leeu en die lam gaan saamwy. Ja. Die leeu is veronderstel om die sterkste dier op die aarde te wees. Die lam is veronderstel om eintlik die sterkste een te wees. Jy weet hulle maak slang serum uit lambloed. Ja. Ja. Yes. Dis die Here se lam. Ja. 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 Ja, ek het dis hoekom ek wil afsny. Ek weet nie om deel te wees van die plek nie. Ek was so deel daarvan.
Yes. Maar ek weet nie meer om nou te weet. Want ek kan nie meer in plekke ingaan en ligsinnigheid luister nie. Yes. Ek kan nie meer instap in 'n kerk en ek weet die dominee worry actually net oor die klomp geld wat die mense nou vir hom in sy winkelsentrum lookalike building in te druk nie. Verstaan jy? Dis die groot en almal het te werkie, die ou te werkie, daai ou te werkie. En almal dit gaan net oor geld en da. En die woord kom nie by mense uit nie. Ons leer die mense van Jesus. Ons leer die mense nie van die duiwel nie. Want ons mag nie van hom praat nie. Ons moet hom openbaar. Ja. Ons moet hom openbaar. Ek sien dit van my jonger musikantvriende, hulle sal as hulle dit nou kyk, sal hulle weet van wie ek praat. Ek het al baie uitgetrap. Nie omdat ek nou skielik op my maat altyd sê, my kind, weet jy wat irriteer vir mamma? Hierdie mense wat so ophou rook en dan is rook so 'n sonde na die tyd. Ek sê ja, mamma, maar dis so moeilik om op te hou rook, dat ek dink as jy dit reg gekry het, dan gaan jy 'n snap raak vir iets. Jy gaan 'n snap hê. I'm an anti-smoke snap, want ek kry nie opgehou rook nie. Dis die enigste ding wat ek kan los nie. Ja. Ek rook vir mense skelm, maar jy kan nie vir die Here skelm rook nie. Hy weet ek rook. En Hy sien dit raak. nee, hy weet al van die sigaret wat ek in Desember maand gaan dink op. Jy weet. En dis wat ons, as jy die volkomenheid, dink ek, so bietjie begin grasp van die grootheid van God, Ja. dan jy's oral in touch met hom. Yes. Hy los jou nooit. Mense, nou die Here het my hand gelos. Nee. Nee. Dit het vir jou so gevoel, want jy was besig met duiwels goed. Want onthou die duiwel, ek kan nie vir jou verduidelik hoe mooi mense dit in my terugstuur nie. Dit is so wat Ja. ek het na 'n plek toe gaan soos sê byvoorbeeld die onwaarskynlikste plekkie waar daar 2 ooms in blou overall sit. Dan sal ek haar instap daai tyd. En dan sal die mooiste vrou wat ooit geskaap is in daai plek instap randomly alleen. Dit moet mos dan die duiwel wees wat af my stuur. Dan hoe gister die liewe voor, want na die tyd te dink ek. Onthou ek was baie lank en ek het trots op my gekuier. Maar nie onthou as jy daai kan deurgaan en sê man. En ek het gekyk. Ek het na die tyd nog gaan dink ek elke keer dis hoekom ek nooit die regte persoon kon ontmoet. Want ek was net gekuier. Almal is vir jou mooi. Daai lamp lyk vir jou mooi as jy sy is. Verstaan jy? Ja. Alles lyk mooi. Die lewe kry sommer vir jou. En dit is daai wat jy in jou kry, en as jy dit kan kry as jy alleen is, dat jy dit kry net van die gedagte om te dink dat die Here is lief vir my. Ja. Niemand anders al is niemand op aarde vir my lief nie. Ek weet die Here is lief vir my en hy het 'n plan met my en ek wag vir sy plan. Soos ek het nou die plan oor die bus gekry. Ek het vir lank gedink dit is nou weer 'n stupid Die bus van die buitekant staan. Okay. Ek dink dit is 'n stupid dousy idee. Maar al hoe meer ek oor dit, want jy moet ook, hulle sê baie as jy bid, ons bid en dan gaan jy aan met jou lewe. Jy moet bid en dan moet jy sit. Ja. En jy moet luister. Want dan gaan die Here dit, as jy mos nou die Here in jou gedagtes het, dan gaan hy mos nou daar dwel, hy gaan nou daar wees. Die duiwel is baie bang vir die Here, glo my. Hy weet hy kan niks doen teen hom. Yes. So in ander woorde, waar hy by is, gaan die duiwel, hy gaan nie eens naby jou wees nie. En dan sal hy byvoorbeeld nou daar dwel en dan sal hy vir jou sê, hy sal jou die plesier laat voel. Want ek voel ek moet nou in Belito op 'n beach walk, en dan is daar 'n klomp jong kinders. Dan moet ek daar gaan sit met my gitaar en ek moet net begin smit. Ja. Ryperk sing en as hulle nader sit dan begin ek vir hulle 'n ander liedjie sing. En dan net en dan vra hy my maar en dan sê ek nou begin, dan kan die Here begin praat. Come on. Amen. Come on. Verstaan jy? Hy weet hoe om sy mense Come se on. skape. Nou die dag sê hy vir my maar jy's heeltyd in plekke waar mense kuier. Ek sê maar pastore gaan nie dit doen nie. Pastore het sy kerk wat hy lank voor gebid het en gebou het en gespaar het. My kerk is net hier waar ek gaan sit. Wat hier uitkom is my goed wat ek gaan gee.
En ek sal seker nog baie vlek van die duiwel kry. Hy kan my nog, maar ek moet sê, ek is baie sterk, julle. Nee. Ek is baie sterk, ek is 'n baie stubborn mens. Ek dink dis hoekom ek nie kon getroud gebly het nie. Want ek is met my wette. En ek weet julle is 'n klomp vrouens wat hier sit, maar my wette wat ek het toe ongelukkig daar in Numeri lees ek toe die wette, die pligte van 'n man en die pligte van 'n vrou. Ja. Die pligte van die man is laat in die Bybel, maar die pligte van 'n vrou is vooraan Numeri. En daar sê die Here dan, jy mag nie te veel make-up dra nie. En nou dink ek so vir myself, ek is net dankbaar dat dit nie op mans gerig was nie. Dat ek moes elke oggend nou vir my make-up aangesit het. Ek is niks verlos van dit. Ons is bly. Ek het niks teen vrouens wat make-up dra nie. Maar hulle het my absoluut gevra om op my eis te gaan, Yes. nadat Brendan op was, Ja. toe bel Gideon hulle my te sê, hulle wil ek moet op my eis gaan. Toe sê ek vir hulle, maar ek kan nie meer met snert meng nie. As dinge nie vir my lekker is nie, so, maar ek gaan Ja. 'n paar wette instel. Ja. Toe skryf ek, toe sê ek, Okkie, my hond is op Aliset. Ja. Hy is oral in die hotelle, hulle moet reël, as ons in 'n hotel moet slaap, dan moet die hond slaap by my. My eerste punt van die vrouenkant het ek dink ek het hulle heeltemal afgesit. Want ek het gesê, ek maak nie as 'n vrou make-up dra nie, maar as hulle op my eis kom, daai dag, wat hulle daar aankom, Geen en vir die make-up. tyd wat ons op my eis het, nie 'n druppel, nie eens poeier nie, niks. Want ek wil jou sien soos wat die Here jou geskaap het. Want dis wie ek Come trou. on. Ek trou nie die gesig wat jy wil wees nie. I want to get married to the person God sent to me. Come on. En ek dink in elk geval nie jy gaan op koer en op al daai goeters dit kry nie. Verstaan jy? Die Here, Presies. hy het glad nie beplan dat daar programme moet wees dat jy mense moet ontmoet nie. Ek dink dit is net lustigheid en En die filters wat jy nou kry, ag, as jy haar ontmoet, lyk sy nie soos daai foto wat sy gebruik het as 'n profielpic. maar dit is nou maar die prys wat mense gaan betaal vir die komputer. Ja. Die komputer wat die wêreld oorvat. En dit glo ek is ook die draak wat in die see uitkom. Ek kan verkeerd wees. Daar kan jy nie sê, dis maar my opinie Ja. van as ek 'n prentjie mens en ek dink aan hierdie masjien wat ons nie meer sonder mee kan klaarkom nie. Ja. Jy moet in die oggend die eerste ding wat mense wat getroud is verstel is om oor te lê, mekaar te soen en te kus. Dan stel albei hulle fone op en hulle gaan op mekaar die fone. Yes. Het sy nou sy volgende like and whatever. Ja. En so ek het nou net die mooiste storie gehoor van 'n vriendin van my wat se seun gaan uit eet saam met 'n meisie en hy is skaam oukie, hy wil regtig net liefde vind. Ja. En hulle het gaan sit en die meisie het begin haar kos afneem en haar afneem en so en hy het opstaan toilet toe en hy het uitgestap. En toe hy uit die toilet kom sien hy mens, hy is nog steeds op haar foon en hy stap uit met sy kamerai. En 'n halfuur later, Ja. bel die girl en sê, maar waar is jy? Hy is nog nie klaar nie. Toe sê hy, nee, ek sal by die huis. Ek kyk, whatever. Toe, net dit, verstaan jy? Want, luister gou vir my, jy gaan nie liefde vind met hierdie nie. Want die duiwel wil hê, elke ding moet vir jou mooier wees. Hoe gaan jy 'n huwelik behou, as jy enigstens in jou kop dink, daar's iets beter vir jou? Ja. Jy gaan dit nie doen nie. Jy moet 100 ten slotte finaal wees met daai persoon. En daai persoon met jou. En ek's ongelukkig om vir jou te sê in die tyd wat ons nou leef. Ek dink almal van ons soek nog 70s, 80s love. Ons gaan dit nie meer kry nie. Want in die eerste plek, jy kan nie met 'n mens wat nie in die Here glo deur mekaar wees nie. Nie as 'n Christen nie. Ek sê jy moet iemand hê. As die Here girl stap en sy vrede daai Bybel op, dan sy my girl. Vir ewig. Verstaan jy? Dis hoekom hierdie hond. Hy probeer my Jou Bybel. boodskappe gaan net kom, ek vreet 'n Bybel, ek vreet 'n Bybel. Nee, maar dit is ook. En ek het die mooiste stories nou al gesien in my lewe van, soos met my ma en my pa wat saam was. My pa was die sagte een. My ma was die besige een. Maar sy het nie op sy kop gesit nie. Sy was altyd met hom mooi. Altyd. She knew his soft point. Sy het geweet as hy sag. Sy het sy sagtheid vertroetel. Nee. En my pa het haar hartgehardheid het hy dit verdra, want sy het vir hom opgestaan en sy
En ek is nou anders, ek staan vir myself op so nou en dan, ek kan dit nog wel Jy doen, kan dit doen. maar sonder om kwaad te raak. Toe ek jonk was, het ek baie kwaad geraak, maar dit staan geskryf dat jy mag nie kwaad raak nie. Jy mag nie kwaad raak nie. En dis mooi. Ja. Dit is, ek het tot die slotssom gekom, dit is onintelligensie wat jou kwaad maak. Dis die ou wat sy brein nie lekker aangeskroef is nie. Verstaan jy, 'n ou wat nie lekker, hy het nie beheer van sy eie liggaam. En onthou, as jy kwaad raak, dan beheer, as jy jouself nie kan beheer nie, hoe gaan jy ander mense beheer? Verstaan jy? Gil en skree en op mense. Jy's stupid, jy's dom. Ja. Jy's regtig dom. Amen. 'n Mens wat slim is, dink. 'n Mens wat slim is, dink eers goddelik. Want jy moet altyd weet jy het 'n baas. Jy het iemand wat jou gemaak het, wat jy jou hele lewe aan verskuldig en dankbaar moet wees oor. En voor as jy dit het nie, as jy op hierdie aarde rondloop en baie ouers vertel vir hulle kinders, hulle kan nie perish nie, hulle is alles. Ongelukkig gaan die Here jou grond toe bring, want hy het gesê elke knie op hierdie aarde sal buig voor my die dag wanneer ek terugkom. Elke knie sal buig. Amen. Dit is my altyd eienaardig om te sien dat mense, nee, ek glo nie in die Here nie, dit is my heeltemal, hoe kan die Here so gruwelik, hoe kan hy so wees? Dan dink ek, as ek 'n draadkarretjie gebou het, en ek het hom mooi gebou, kan ek hom gaan stuk en trap, want dit is my draadkar. Ek kan hom stuk en trap. Dis ook gesê oor die plaas, as ek die plek nou wil afbrand om 'n punt te bewys, en as dit die punt sal bewys, dat jou wêreldgoed maak jou nie 'n beter mens nie. Jy steek baie van jou swakhede weg, met jou finansies en jou karre en jou huise en jou goed. Steek jy jou swakheid weg, want mense is baie keer vriende met ryk mense, want hulle glo hulle kan iets kry daaruit. En hulle sal altyd, soos 'n ou op skool wat beklei, almal is met hom vriende, want hulle is net te bang hy slaan hulle. Verstaan jy? Hulle is nie met hom vriende omdat hulle hom liefhet en omdat hulle dink hy's 'n nice ou nie. Hulle is bang vir hom. Soveel huwelike hardloop vandag daarop, op vrees. Ek is te bang. Ek is te bang my kinders gaan sonder 'n pappa sit. Ek is te bang my dit, ek is te bang dit, ek is te bang dit. En dit gaan oor, omdat ons van die begin af, my kind, jy moet vir jou 'n ryk man kry. Verstaan jy? Dit is mos wat die ma's vir hulle kinders gesê het. Dis soos daai liedjie wat Ja. mamma. En daar sit ons nou, die Here kan nou vanaand al daai ryk man se goed wegvat. Ja. Yes. En dan sit jy met 'n ding sonder 'n persoonlikheid en Precies. geloof. Dan is jy klaar. Verstaan jy? My punt is, ons het liefde verloor. Liefde verloor. En liefde is nie seks nie, julle. Liefde is daai gevoel wat jy het, jy vol gevoel wat jy het. Maar die meeste van ons het nog nie eens die vol gevoel oor onsself in die lewe nie. Ja. Daai wat ek sê, moet alleen wees. Amen. Jy moet alleen, daai bangheid is die duiwel wat vir jou sê. Jy moet alleen wees. Jy moet kan leef en verkieslik moet jy nie met die huisgenoot nie, met die Bybel. Verstaan jy? Dis hoe ek voel daaroor. Dit het my lewe nou sterker gemaak. Niks kan jou breek as God jou ontvat nie. Niks breek jou nie. Nie die dood nie. En mense dink die dood is die einde, die dood is die begin. Maar jy moet reg lewe vir die mooi begin. Ja. Anders gaan jy die hel wat jy hier betref, gaan jy dubbel en dwars kry waar jy heen gaan. Want daar's geen belofte behalwe Jesus na hierdie lewe nie. Geen belofte nie. Daar is nie moslems nie, niemand nie. En almal is heeltyd, I want to get him to believe like me. Ek het niks teen hulle nie, because ek het baie moslim mense ontmoet wat ek baie lief is vir. Hulle glo nou maar net omdat hulle groot geword het, glo hulle in dit. En ek ken nie al die ander gelowe nie, so ek kan nie daaroor praat nie. Ja. Ek het nog nooit die Koran gaan lees nie, ek het nog nooit, dit is my genoeg net om die Bybel te lees. En ek het al met mense vasgesit. Ek was in my kuier daar, was ek eendag in 'n vreeslike, dit is seker die enigste fight wat ek in was. Het was oor godsdienst. Oor 'n ou wat gelaster het en toe ek hom stop, toe wil hy my slaan. En toe een of ander, ek is nie 'n bekleier nie, toe die Here een of ander krag in my gesit, toe slat ek hom, dat hy seker, ek dink hy lê nou nog stil. Hulle ruil net sy druk. Verstaan jy? My punt is, want die oomblik wat jy, dit is 'n man, my pa het altyd sê, die gevaarlikste ding op die aarde is 'n man wat getroud is, lief vir sy vrou is,
en hy 2 klein of 3 klein kindertjies. En dan moet jy nou daar kom Peter. My pa sê dit is gevaarlik. Dit is doodsake. Want 'n man gaan kyk na 'n man met 'n inboor gaan kyk na sy familie. Deesdae, with all respect, as ek was seker een van hulle wat, maar as ek gekuier het ek by die bar gestaan en my vrou het maar daar gesit saam met haar vriendinne. Verstaan jy, en dit is ons soek te veel vriendskap. Ek kon nooit verstaan dat my pa altyd nou sê, Hendrik, die dag wanneer jy oud word, sal jy 1 of 2 vriende hê, en dit sal ware vriende wees. En ek kon nie verstaan nie, want toe het ek 30,000 pelle, elke bar is almal my pelle. En toe kom ek agter, maar jy weet nie teen watter gees jy skuur as jy teen die vlees skuur nie. Onthou, ons is vlees en ons kyk vir vlees. So ek sien jou en ek sien jy's mooi en ek kyk vir jou, maar ek weet nie wat se gees is daar binne nie. Verstaan jy? Nou daai gees kan niks vashou nie. Niks kan daai gees vashou nie. Die dag wanneer hy homself raak, dan gaan hy nou vir jou sonde maak, verstaan jy? En so ek is baie versigtig met dit. Ek vra mense, ek nie op blaatant nie, maar ek sal binne die eerste 15 minute wat ek in 'n geselskap is, gaan ek uitvind waaraan glo die mense. Want onthou, die gees wat nie glo en wat ek glo nie, hy gaan weet. Want die oomblik wat ek gaan praat, gaan hy dit hoor. En dan gaan hy daai persoonlik, verstaan jy? Dis amazing as jy nie eers as jy dit begin kyk. Verstaan jy? Ek het al van hierdie groot pastore gekyk op TikTok, dan sien jy die dollar signs in sy oë. En dan sien jy van hulle wat sagte mense, wat beautiful is. En ons is so gou om mense baie na my toe, as ek byvoorbeeld nou, deesdae sal ek baie, en ek sal dit ek doen dit nie, die Here weet hoe om dit te doen, dan sal ek met mense begin praat, dan sal daar byvoorbeeld een ou kom, ja, ons praat nie regtig oor daai goed hier rond hier. Dan sê ek, hoekom nie? Why? Hy is 'n Christen, maar die Bybel sê vir hom, want onthou mense sê, as jy drink mag jy nie oor die Here. Ek onthou my oudste broer, jare toe hy nou jonger was, het hy altyd 'n manier gehad, toe ek so klein seentjie, dan sal hy nou drink, kuier, en as my pa hulle nou gaan slaap, en dan kuier hulle by sy plaas, as my pa nou gaan slaap, dan roep hy my, dan vat hy nou die Bybel, dan begin hy vir my Bybel lees, dat ek nou dan so sit en slaap op die stoel, sodat hy nou vir my, dan is hy nou gekuier. En ek het nog nooit gehoor dat my ma hulle vir hom gesê het, hy mag dit nie doen nie. Jy mag aan daai weet, die Here sê nie vir jou, jy mag nie my Bybel vat as jy dronk is nie. Presies, dit staan nêrens in die Hy sê nie vir jou, jy mag nie my Bybel vat as jy dagga rook nie. Hy sê jy mag nie my Bybel as jy kokain snyf nie. Dis teen die maklikste wat jy gaan ontslaa raak van jou probleem. 'n Oudneidige my vrou, 'n ouerige ou, vra vir my, so hoe het jy ophou drink man? Ek sê van bidde oor. Wil jy regtig ophou drink? Hoekom is jou rede hoekom jy wil ophou drink? As dit vir jou lekker is, moet jy aanhou. Jy moet doen wat vir jou lekker. Die Here het sê ons moet hiernatoe kom en onsself geniet. Maar jy moet in jou kop hou. Hierdie is net ons tent. So gaan jy jou tent opmaak. Gaan jy jou tent opmaak met goud. En die dag as jy doodgaan, het jy nie ewige lewe nie, want jou tent is vol goud. Man, hoor julle dit? Mense vra my nie om te praat oor die Here nie. En ons geniet. Want ek kan nie lieg nie. En daar is sekere mense wat persoonlik baie kwaad vir my sal wees. Maar dit is nie goed wat ek uit my duim uitsuig nie. Uit my eenvoudigheid lees ek dit daar. En elke ou is verantwoordelik vir sy eie heenkome. Maar ongelukkig kan ek nie, as mense my reguit vra, dis soos daai tyd, daai ouetjie wat doodgeskiet is in Amerika, wat ek ook al gelike het, wat ook so gepreek het die hele tyd. Oor wat geskiet was? Ja. Yes. Danny Kirk, hy was so, daai ou het, in al sy goed het ek gekyk het ek nie een leuen, want ek is nogal heavy daarop. As mense op TikTok goed sal sê, dan sal ek kyk waar het dit gekry, dan gaan ek Bybel toe, dan gaan kyk ek of het woord vir woord dieselfde is, om te kyk dat mense dit nie verdraai nie. Ja. En Tony Kirk het niks verdraai nie. Hy het net die waarheid gepraat. Ongelukkig
gaan die leuns stop die dag as Jesus terugkom. Dan is daar geen leuns meer, want dan is alles verdoem in 'n warm gat. Dis wat sal gebeur. En tot dan toe moet ons nou maar, dink ek, probeer om soveel as moontlik mense te kry om te glo. Ek kan amper nie sê om te sê om lief te wees vir die Here nie, want as jy moet lief wees vir iets op aarde. Jy kan nie glad nie liefde in jou hê nie. Maar liefde begin by God. Ja. Dan kom dit na jou toe. Ja. Want jy is die enigste wat connectors met God. Verstaan jy? So dis hoekom ek op 'n stadium met my ma baie met my gestry, maar as ek later ook maar begin. Dan sê ek, mamma, wat is die verskil of ek kerk toe gaan elke Sondag? Maar in die week dan kom sit ek net hier en ek lewe net my lewe. Nou, Sondag sit ek en ek maak vir my lekker kos, maar die hele week as ek alleen sit ek hier besig. Nie heel dag in die Bybel nie, maar ek lees die Bybel en dan probeer ek goedjies kry en ek vra vir die Here om vir my liedjies te stuur wat mense kan hom toe bring. Verstaan jy? Want wat is, ek het myself verryk al baie aan musiek. Ek kon ook op 'n stadium Prado's koop en Range Rovers koop en ek het in 'n winkel ingestap en 2 jetskis cash gekoop. Verstaan jy? Dis 'n gevoel, 'n dopamine gevoel wat die duiwel vir jou gee. Om 'n wêreldsding so te like, jy ry as jou maag kry, jy kry fucking butterflies, ek gaan net 2 jetskis koop, en daai gevoel wat jy daar instap, en daai ou kom, jy kom 2 jetskis cash, daai gevoel, dit laat jou groot voel, dit laat jou groter voel, en dan as jy daai gevoel net so stop, en die dag wanneer jy voor daai hemel se poorte so staan, en hier staan Petrus voor jou, en hy sê vir jou, maar wat soek jy hier binne? Jy is nie van daai goed nie. Wat gaan vir jou lekker wees hier binne? Want al wat lekker is hier binne, is ware liefde. Vergeefheid, gehoorsaamheid, om die minste te wees, nederigheid. Ek is nie alles nie, ek wil actually net die strate vee in die hemel. Amen. Verstaan jy? Voor jy nie daai gevoel in jou hart kry nie, het jy nie plek in die hemel nie. Geen pastoor gaan dit vir my sê nie. Geen pastoor nie, Jesus het met sandale rondgeloop. Het nie 'n huis gehad nie. Niks. Het ouens gehad wat in hom geglo het. Die riffraff het in hom geglo. Want 'n riffraff is 'n ou wat altyd sal dink iemand is beter as hy. Petrus, hulle was almal maar normal ouens, vissermanne. Daar was mense wat hulle na opgekyk het. Ryk mense. Wat seker vandag iewers in 'n gat lê. Maar Jesus is nog daar vir hulle. Amen. So ek kan nie die aarde se doen en late, ek glo maar net wat in die Bybel staan. En ek is baie bly dat die Here my tot op 66 gespaar het om dit te kan. Ek kan net sê wat ek glo. As ek moet in detail ingaan oor wat het goed die duiwel my ons laat aanvang. Wat ek gedink het dat die coolste goed op aarde was onder die invloed van die duiwel se sap. Hy het dit uitgevind, dis hoekom dit so goed gaan. Verstaan jy? As jy deesdae almal, as jy liedjies luister vandag in ons land. Onthou, ek het so lank loopbaan gehad. Ja. En ek het geen kort paaie geken nie, want ek het nie idols gehad nie. Ek het nie Yes. America's Got Talent, ek het nie Daai goed daai is. nee, jy gaan na 'n pub toe. En jy sê, Jy sê vir die ou jy kan sing. Ek het gewoonlik 'n buddy ingestuur want ek wou nie, ek kan nie groot praat. En dan gaan my buddy kom en sê jy moet hierdie ou kans gee en as ek gaan sing dan sê die ou ek gee jou 4 weke. Dis nou Woensdag. Jy kan elke Woensdag. As jy teen die 4de Woensdag op die einde van die maand nie die plek vol gemaak het nie, Ja. dan kry hulle 'n ander ou. yes. Dankie Here, my plek was teen die 2de aand, 3de aand as hy vol. Daar in die 80s, 90s. So ek het heeltyd musiek gemaak in Ja. kroeg. So I know people that are in need. Ai. Verstaan jy? Ja. As ek op my bands nou nog as ek op stage klim en sê wat is die setlist? Dan sê ek weet nog nie like die crowd. Nog nie kraak nie, Ek moet my okay. crowd sien. Verstaan jy? En as ek my crowd sien en ek sien hier staan 'n ou tannie vir my sing ek ma se song. En as die tannie in trane en dan wil die kinders vir toe kom huil en dan doen ek hulle my baby. En dan as hulle nog hulle oë so uitvee en dan los ek ryperd vir laaste, dan gooi ek
'n geestelike liedjie tussenin. Dis hy. Want ek glo dis nou my werk op die aarde. Om nou net, ek wil nou net, Amen, ja. Amen. want ek sê vir my kind nou dag, ek sê vir hom, jy moet onthou, my kind, papa was al famous. Verstaan jy, ek weet hoe dit voel. Ek kon dit gekies het Ja. en aangehou het met my lewe, soos wat ek aangehou het. Daar was niks fout met my lewe nie, dit was net 'n besige warboel van niks wat sin maak nie. En nou voel ek, as 'n mens uit my audience uitloop, met hy en sy vrou nie kan ophou praat oor die show nie. Come on. Ja. En hulle by die huis kom en hulle met die Bybel optel en met actually 'n stukkie lees. Wonderlik. Amen. Verstaan jy? Dit is, en ek glo as jy dit vir die Here vra, dat dit jou behoefte is. Want die Here sê, as jy een siel vir my steel, Yes. of nie steel nie, as jy een siel vir my wen, dan het jy 'n baie groot plek in die hemel by hom. Ja. En ek kan nie dink dat ek enigsins, ek het niks meer positief om vir jou op hierdie aarde te sê, behalwe Jesus Christus nie. Ek is eerlik met julle, en ek dis soos ek jou sê, ek is op my punt in my lewe, ek is lus om 'n bietjie weer nuus te maak, ek wil my plaas afbrand of iets, ek wil iets doen. Ek wil iets doen om vir julle te sê. Ons is nie bly ons was hier vir jou plaas. Ja. Nee, maar my punt is, wat ek probeer sê is, het was so geleer van kleins af. Jy moet skool toe gaan. Nee. Nou ek het nou kinders ontmoet in my lewe wat glad nie op skool was nie. Wat sommer op plase groot geword het en ma en pa het hulle mag leer. Daai kinders is gesond, hulle is whatever. Jy word geleer dat jy moet by mekaar maak. Ja. Jy moet 'n huis hê, jy moet 'n vrou hê, jy moet kinders hê, jy moet elkeen met 'n kar hê, en as die kind uit moet jy dit en dit, so jy het sulke goed wat jy moet doen. En so gaan die natuur by ons verby. Ja. Want ons is besig met wêreldsgoed, alles goed wat mense bou, uit staal wat hulle gesteel het uit die moeder aarde uit. Al hierdie blink karre, Rolls Royces, dis wonderlik, is beautiful. Maar dit kom uit moeder aarde uit. Dan wonder mense, hierdie global warming wat hulle so van praat, waar staan dit in die Bybel? Het die Here geskryf daar gaan global warming kom? Nee, die Here het gesê, hou julle oë oop, aan die einde van dae, gaan die tekens en tye as julle sien, wêrelde gaan teen mekaar beklei, daar gaan oorstromings kom, dit het die Here gesê, hy het niks gepraat van global warming nie, hy het niks gepraat van apartheid nie, want hy het veronderstel, hy het ons laat skit daai tyd, uit mekaar uit by Babel, maar hy het niks gepraat van ons moet nou apart leef nie. Hy het gesê, gaan uit en verkondig die woord van my aan almal. Aan almal. Maar ons het geld. Ons God gemaak. Ek sê nou vir al hierdie pastore, gee jou kerk op en loop met jou voet en gaan verkondig die woord. Nie een sal gaan nie. Miskien een. Want hy is so lekker met sy Range Rover en sy kerk en sy warm bekkie. En ja, ons stuur net maar Bybels op Afrika toe, maar ons worry nie of hulle dit kan lees. En almal is, ons Malemike aan die een kant, en dit is nou weer hier 'n ou wat nou weer hier is, en almal, dis alles geweld. Dit het niks met liefde te doen. Geweld. Dis hoe ek voel oor. So vir my, dis ek wat begin kla oor die krag wat heeltyd afgaan. Ons gaan niks aan kan doen nie, dit gaan erger word. Want niemand het nog gedink aan daai oom Willie van Eden wat ons daai tyd gefire het by daar in 94. Dis man bel die ou oom hoor of hy nog leef, hy het alles geweet van die krag. Nee, want hy's wit en hy mag nie daar wees nie. En dis hoekom ons sit waar ons sit. Dit gaan nie oor kleur nie, dit gaan oor wat weet jy en wat jy nie weet nie. Dis so maklik soos, ken jy vir Jesus? Nee. Jy moet 'n plan maak, want jy moet hom leer ken. Of ken jy vir Jesus? Ja. Ek kyk hierdie ouetjie wat so rondloop in die stede daar in Europa, dan loop hy na mense en sê, tell me, do you know Jesus? Dan mense, daar's actually mense wat so gaan, dit al gesien, ja. Oh yes. Nee, my bokkie. Ongelukkig is nie oor die werk nie. Jy moet, dis die enigste ding op aarde wat jy seker oor moet wees, is dat Jesus Christus jou verlosser het, en hy's in jou. Hy's in jou. En onthou, om die vlees te laat brand,
is niks, want jy gaan nie wees nie, want jou gees is by hom. Ja. Amen. Maar as jou gees hier onder bly, en hy moet saam met die lyf brand, die lyf gaan nie ophou brand, hy gaan aanhou brand. Vir ewig. Hy hou nie op brand nie. Soos in 'n doring, hy pendoring sit so lank as jy jou voet so in 'n klomp van hulle neersit, daai brand. Maar met 100 miljoen. En die enigste manier hoe jy dit gaan vryspring is jou gees kan ontslaa raak van hierdie sondige vlees. En dit is deur Jesus te ken en hy gaan ons kom haal, hy kom op die wolke. Ek het dit geskryf in 'n liedjie vir my. Gaan jy vir ons 'n liedjie sing? Ja. Maar dis 'n Zulu liedjie. Asseblief. Ngisakhumbula okubizwa kwabafundi bokuqala. Kristu vele kubo ngempilo emva kokufa. Khulume ngabu ubabu Kristo washo. Lalelani bantu bami, lalelani. Isikhathi siqwalisekile kulo mhlaba. Die tyd het volgeloop op hierdie aarde. Umbuzo kaNkulunkulu ususondele. Die oordeelsdag van die Vader is vinnig besig om nader te kruip. Bheke emaqeleni uzozibona izimpawu. Kyk langs jy sal die teken sien. Inkinga sikhona wokuqinela emhlabeni. Die probleme van die einde van die aarde is hier. So dan sê sizahlala naye, ons gaan by hom bly. Sizathula naye, ons gaan stilte vind in hom. Sizajabula naye, ons gaan blydskap vind in hom. Sizathula naye, ons gaan saam met hom liedjies sing. Sizahlala naye, sizathula naye, sizajabula naye, sizocula naye. So daai liedjie het ek lang terug. Amazing hoe ek in daai tyd nog in die duiwel se hande was. En dit klink seker nou baie weird as ek sê ek is in die duiwel se hande. Jy sou dit nie op die oog af sien nie, want ek het nog steeds gelyk soos ek lyk en ek het nog steeds dis wat binne aangegaan het. Ja. In my kop wat mense nie kan sien nie. So die last en die lus vir drink en die lus vir party en deernag en te kere gaan. Die mense sien dit nie in jou so sulks nie, maar die Here weet dit. En die liedjie het ek actually geskryf in 1991. Het ek net eendag in my kamer gesit in Pretoria en die liedjie het opgekom van ons wil mos al, en dit was nog in my gesype dag. So dis hoekom ek weet dat die Here was heeltyd by my. Dit was asof hy net dis asof hy net so, hy het net daar, die duiwel het daar by my gesit en my vol goed gepomp en hy het net daar gestaan en hy het kom by huis toe gestap en hy het geweet hy is daar, ek gaan hom terugvat, maar ek wil jy moet nog eers alles van jou en hom openbaar, dat ek vir kinders kan vertel, want kinders weet jy gevaarlik is die duiwel. Onthou jy voel, daai goeie gevoel wat jy voel, is devil. As jy veronderstel om op aarde daai, onthou net even verliefdheid, kan either van die Here afkom of dit kom van die duiwel af. Dit kan, hy kan, dit is dieselfde gevoel. Dieselfde gevoel, jy sal dit absoluut, ek weet toch nie eens of die Here vir my, hy het seker vir my vrou gemaak, maar ek dink sy bly in Uruguay. Dat sy weet toch nie vir my. Jy wat in Uruguay is, hy wag vir jou. Jy weet daai ding nou, ek moet Dit het vir my net ook so gemaak, maar Dousie, ja, jy weet wat ek vir jou gesê het hierdie, ek het so, eerstens, ek wil dit nie eindig nie, maar ek is bang, Facebook gooi my uit. Ek lag so, ek sê vir hom, as jy hierdie pink boek sien, dis landing gear, maar hierdie vliegtuig het al gecrash. nee.
Want die passie wat ek sien in jou, hoe jy oor praat oor die Here, is so beautiful. Ek wens ek kan so met almal, beautiful. ek dink nou sal dit begin gebeur, want ek dink ek het myself, soos ek sê met hierdie alleenheid, want ek so alleen was, jy sal verbaas wees hoe sterk maak alleenheid jou. Onthou jy beklei teen jouself. Jy het niemand wat jy kan kla nie. Ja, Jy moet met jouself, you just have to do it. En dit maak jou baie sterk. Maar nie jou nie, dit maak Godheid in jou sterk. Ek beloof jou, daar's een ding wat ek moet dit glo. oeps, dis die honde. Dis okkie moet nie so wees nie. Kom hier by papa. Kom hier by papa. Kom ons hier. Kom hier so, kom hier so by papa. Kom. Wys vir die mense hoe lief is jy vir my. Wys vir die mense wat het my genees van vrouens. Daai die hond. En die Bybel, dat jy happy. Ja. Dis jou veiligste pad te vat. Dis jou veilige Ja, pad. ja, ek glo dit. Hoorie so nou sien. Ek is Is so dit 'n sweetie daai? Ja, daar's 'n sweetie daar, maar hier's 'n beautiful geskenk hier binnekant. Dankie. Wat ek vir in 'n Bybelversie. Ja. Wat ek wil vir jou sê baie dankie. Dat ons kon by jou huis jou kom interview en praat oor die beste ding op aarde en dis Jesus. Dankie. Met die het ek die boek so ruk terug gekoop en terwyl ek in die bed lê, toe sê die Here vir my vanoggend, gee hierdie boek vir my seun. Ek dink hier gaan 'n boodskap in wees. Ja. Dit is Angus Buckham se van sy Ja. boeke. Hy het 'n perd op wat Ja, stunning ja. is. Ek dink dis kom ek die boek gaan koop het want hy het 'n perd opgehaal. Ja. Jy Hy- moet skryf daarvoor. En hierso is hy geskenk. Daar is iets special Dankie. daar binnekant Dankie. wat jy kan gebruik. Ek glo jy gaan dit gebruik. Baie dankie. Net om te sê verskriklik dankie dat jy die woord kom deel het met ons. Ons sien die passie in jou en ek wil ook vir die mense daar buitekant sê, as jy single is, doen soos wat ek doen. Ek have date nights with Jesus, waar ek sit met hom en praat met hom of hy daar reg by my sit. Julle mans kan 'n braai night hou met Jesus, maar sit daar en praat met hom en jy sal sien hoe sal hy opdaag vir jou. Die enigste ding wat ek nou teen dit wil sê is, Ja. ons het soveel tradisies vir onsself gebou wat actually net in ons land is. Soos 'n braai is met brandewyn. Ja. Verstaan jy? Dis brandewyn. Exactly. Ek sê nou eendag vir 'n jong luit, ek sê vir hom dis my amazing vandat ek jonk was. Jy hoor nooit 'n ou wat jy sê, hoorie bra, kom kuier 'n bietjie daar binne en drink 'n koffietjie. Dis altyd luister bra, kom ons sit daar by my, ons het 'n paar doppe drink, ons moet 'n paar doppe vat. Ja. Verstaan jy, dan sê ek like, okay nee, right. Nou kan ek dan nie, maar dis my nou lekkerder deesdae om tussen gekuierde mense te hang. Yes. Want jy hoor die funnieste stories. En jy hoor byvoorbeeld 'n storie, jy kan nooit 'n storie vergeet Yes. by 'n braai nie. Want onthou die ou wat die storie vertel gaan hom 9 keer vertel. Ja. So jy een van die 9 keer gaan jy hom kry. Ja. Ja, en ons moet versoen. Ons moet versoen. Ek bedoel, ek is ook nog steeds ongelukkig vir Adam en Eva. Maar ek dink ons mans en vrouens moet op 'n mooi manier versoen en dis die enigste manier wat ons gaan doen is om actually te weet wat God verwag van 'n man en wat God verwag van 'n vrou. En as jou skoolhoof nog jou baas is op aarde, dan sal jy nou nog nie daar wees om dit te glo nie, maar God is die enigste persoon wat jou baas is. Yes. Elke mens op aarde. Amen. Nee, geen mens is jou baas nie. Hulle probeer in hierdie wêreld vir ons vertel, soos daai wat ons nou met daai merk van die dier kry. Ongelukkig gaan ek nie merke kry nie. Ek is nie gevaksin nie. En Ek mense ook kan nie. nou vir my kwaad wees daaroor, want toe dit kom toe Ons sê almal ek, is nie. toe sê ek vir my kind, die Here het gesê ons word nie gevaksin. Toe weet ek nog nie, toe dog ek dis die merk van die dier. Dankie Here, jy het my daai gedagte gegee om te glo dat dit is die merk van die dier. Want ek vat geen, as jy in my kom spuit, moet jy bare op jou tande hê. En jy moet En jou pa. ja, jy moet daar op jy druk naalde nie in my en jy gee nie 'n merk aan my nie. Ek het lockdown, gelukkig dink ek het lockdown een ding vir die mensdom laat besef. That we don't need government. And we don't need churches
to look after us. Ons het dit nodig, as die kerke goed is en dit doen. Maar elke familie kan vir homself sorg. Jy kan jou eie groentetjies plant, jy het 'n klein dingetjie nodig. Jy het jou eie watertjies, jy het jou goedjies, leef van die grid af. Ons gaan dit moet begin doen, Yes. want dis waar die wêreld heen gaan. Daar's 'n stadium op 'n plek waar die Here sê, as julle die tekens sien, moet julle na die berge toe vlug. Verstaan jy? Ek het nou al baie tekens gesien, maar ek het nou nog nie gevoel om berge te vlug nie. Maar dis naby. Nou, jy Dis het baie naby. berge hier. Ja, maar jy berge trust ek nie. Hierso was 'n paar oorloë wat hier gemisluk het. Jy het 'n paar oorloë misluk hier, so ek wil nie daar wees. Ek sal definitief haar na die hand Ons tam. het net koppies waar ons bly. Ja, nee, maar jy moet in die berge invlug, onthou, 'n kokkerot kom na huis toe met kos in dit. Verstaan jy? 'n Kokkerot kom na huis toe met kos in dit. Hy gaan nie in 'n grot rond. Jy kry nie kokkerotte in grotte nie. Ja. Nee. Hy gaan nou waar kos is. So met ander woorde, ek is glad nie 'n voorspeller nie, want ek glo niemand weet wat môre gaan gebeur behalwe God nie. En so ek kan nie dink dat die plek gaan verbeter op aarde nie. Ja. Ek dink regtig nie dis nou nog bietjie maanskyn en rose vir mense wat baie geld het en wat beleggings vasbelê, wat ook 10 teen die een of ander tyd gaan uit die bus uitval, want onthou as wifi val en die banke val en die goed, dan is alles wat jy Ja. bymekaar maak is tot niet. So die Here, dis ook, ek gaan terugkom na daai toe wat die Here gesê het, ja, elke knie sal buig die dag wanneer Jesus Christus terugkom op die wolke. En hy gaan nie terugkom as 'n sagge aarde Jesus wat almal sê hy kom terug as hy en Michael hulle kom terug met krag. En al wat jou gaan red is liefde. En daai Amen. Yahweh. Ja. Dis al wat jou gaan red. Amen. Anders gaan jy ek hoop net, en dit is seker nou maar bietjie narcissisties wat ek nou gaan sê. Ja. Maar ek hoop as 'n balkon van die hemel af dat ek kan sien wat daar in die hel aangaan. Ek wil bitter graag kyk Ja. vir mense wat nie ore gehad het nie. Mense wat nie ore gehad het. Dis bietjie psigopaat. Nee, dis is 'n klein seentjie, luister gou. Dis is 'n klein seentjie wat almal irriteer. As jy by partytjie is, en daar's 'n klein seentjie, maar hy het geen maniere nie, en hy hardloop na die oupa toe en hy skop die oupa so op sy marmer en hy hardloop en die pappa sê, "O nee, maar nie dit doen nie." En hy kind hardloop en hy hardloop binne in 'n glasdeur vas. Daai genot. Net van iemand wat 'n les leer. Ja. Ek kry genot op myself. Ek het nou die dag weer weet nie wat die duiwel was en wat die liewe Vader was nie, maar ek het so 'n bietjie verlief geraak op iemand wat my hart baie gebreek het, maar dis my eie skuld. Verstaan jy? Ek het dan nou 'n maand voor die tyd hier gesê, Here, ek is okay op my eie. Net U. Nou skielik kom hier poppie uit die bloute uitgestap met 'n bietjie van 'n mooi eyeshadow en hier's ek nou weer in die duiwel se sê. Dis weer in die duiwel se hok. Nee. En sy ook, want sy het nog nie gevind wat sy moet vind nie. As sy Jesus was, soos Jesus liefde was, sou dit anders gebeur het. Dan sou dit heeltemal anders gebeur, maar die gevoelens wat ek al gekry het was, jy kan nie op hierdie stadium van die wêreld mee. Weet jy, Dosie, ek nou net imagine jy was op my eis, jy sal selgroepies gedoen het. En jy sal hulle vertel nie Nee, van ek dink hulle was Gideon was bang voor. Hy was bang voor. Ja, en gaan onthou. Nee, hierdie keer tannie. Hierdie keer gaan dit nie net wees, o, jy's oulik, o, jy sing so mooi nie. Nee. Jy gaan jouself, jy sal die volgende persoon wat saam met my gaan wees, gaan my persoon wees wat as ek dood gaan, kan ons maar saam doodgaan, maar dan gaan ons na dieselfde plek. Yes. Amen. Verstaan jy? Maar ek gaan nie meer met ek worry nie hoe mooi is jy nie. Ek kan vir my part 700 000 rand se borste ingebou het. Niks gaan meer my. Dit gaan my nie meer afsit nie, want dit is alles van die duiwel. Alles. Vrou wat sy borste groot maak, duiwel. Duivels. It's not supposed God didn't create it like that. Sorry mama. Amen. Raak vir my kwaad, Be nie net my natural. shows toe kom nie. Ongelukkig is dit so. Dis 'n gevoel wat jou man vir jou gegee het omdat hy insecure is, verstaan jy? Ja. Ja. Ja, ek gaan vir my vrou tities in. Right. Ek was eendag by gewees waar 'n man vir 'n vrou gesê het, ek sien jou man se hele boedel sit in jou borste.
sy kon niks sê nie, want dit is die waarheid. Dis die waarheid. Ek is jammer. Ons moet nou afgaan. Nee, is waar, ja. Ek is bang Facebook gaan ons nou uitskop. Wil jy nog een liedjie vir ons eindig? En dan moet ek totsiens sê vir die mense. Hierdie is nou 'n nuwe liedjie, hy is nog nooit opgeneem nie. Ja. Maar dit is 'n liedjie wat jy vir iemand sing om te sê hoe nutteloos is sy nutteloosheid. As jy verstaan wat ek bedoel, soos gaan haal jou asem by die wind wat jy gejaag het. Verstaan jy? Hy gaan so. Gaan haal jou asem by die wind wat jy gejaag het. Gaan vat jou vingers uit die vuur wat dit gebrand het. Gaan vra jou voete terug wat dit verdwaal het. Waar die son, ja die son, staan nie stil nie. Die laaste lug loop uit jou longe en dit eindig in 'n godverlate sug. Jou vingers is vol vrees vir die vlamme en jou voete is te bang vir die brug. Wees suinig met die traan wat jy gespaar het. Onthou die vlerke wat jou gedra het. Vergeet die een wat jou versaak het. Van die son, ja die son, staan nie stil nie. Vergewe die een die sweep wat jou geslaan het. Sê dankie vir die wat jou verstaan het. Gaan saai die as van die brug wat jy gebrand het. Want die son, ja die son, staan nie stil nie. Die wêreld is nie jou woning nie. Die wêreld is net jou tent. En die dinge in die hart van die hemel bly net langs aan ons bekend. Ja, gaan troos die oog wat jy laat traan het. Vergeet die foute wat jy begaan het. Maak die oproep wat jy moes gemaak het. Las die kruike waar dit gekraak het. Gaan al jou asem by die wind wat jy gejaag het. Gaan vat jou vingers uit die vuur wat dit gebrand het. Gaan vra jou voete terug waar dit verdwaal het. Ja, want die son, ja die son, hy staan nie stil nie. Ja, beautiful stem. Wil ek vir ons bebaai sê, wil jy net as mense wil hiernatoe wil kom, vertel 'n bietjie. Ja, hulle kan ek is nou, hoe kan ek sê, ek bly nog op die plaas. Wat hy nie afgebrand het. Wat ek nog nie afgebrand het nie, want ek is al so frustreerd want niemand wil die plek koop nie. En ek soek net my vryheid in my bes. Maar ag, langs die kort maar. So die plek is nou weer Saterdag en Sondag oop. Ons het vandag vir Adam Tas hierso. Ja. Dan geesies baie kunstenaars wat kom. Ons het by Spoegwolf kom hier na die groot venue toe. Ek dink die einde van die maand. Ons begin nou weer groot kunste. Ja. Maar dis nou ander mense wat dit reël. Ek daai reëlings en regulasies Is ek kan skaars met my eie brein oor die weg kom. Hoe moet ek net sewe ander mense se breins? en ek het
sien nou gaan een van die iets groots ook hier gaan gebeur. Ja, die Klomp folk, sangers. dis 'n folk festival. Okay. Daar's nou klomp kunstenaars. Ek sien daar van Pletsen is hier so, daar's Don Dellinger, is ou wat ek baie jare ken, swart ou wat Okay. baie mooi sing. En daar's 'n hele klomp bands. Ek kan nou nie uit my kop uit almal. En hoe kan hulle op jou Facebook page gaan? Wat moet hulle insit net die plek se naam? Ja, Dosie's Back to the Roots. Jy kan Yes. Dosie's Back to the Roots of Dosie's Back to the Blues. Dosie's Back to the Blues. So dit is elke Saterdag en Sondag. As jy uitry Harties toe, jy kan kom, daar's lekker kos, daar's kontant kroeg as jy wil, Ja. drink whatever. Kossies, alles, en dan kan jy nou in hierdie gevreed vaskyk. Want ek sing saam met die kunstenaars. Dis wonderlik. Ek's net daar Okay. waar ek het nou my talent vrygemaak. Hy's nou oop. Ek het nou die dag sommer in 'n Hennies begin show. So wat niemand geweet het nie, toe begin ek dit show. Want dit gaan nou vir my meer oor dit wat hier uitkom Yes. moet gehoor word. Dit gaan nou Ja. nie meer oor of ek 'n goeie gitaarspeler of sanger. Daar's biljoene goeie sangers in die wêreld. Jy moet net oor die regte ding sing. Dis wonderlik. Wel, weer eens dankie dat al hierdie dames en Dis myself lekker, ek het my teatertjie. en ons viertjie het nou, hy is nou dood. Maar hy was baie lekker. Die honde was amazing om Ja, om dankie, ook dit hierso was- te hê. Ja. Weer eens baie dankie. Ek sien uit hoe die Here jou gaan gebruik. Ek sien uit om jou journey te sien hoe you're gonna do so many stuff for Jesus. Ja, ek moet. And kan nie give anders. him all the glory that he's going to use you. Ja. Amen. Amen. En onthou daar buitekant bid vir wysheid en ook vir dat mense Jesus in jou insien. As hulle na jou kyk, moet hulle Jesus sien. Want dit is my gebed wat ek altyd doen. Nou dat En jy nou dit is van praat, die ek mooiste. sit dan dink ek het nog nooit in my lewe vir geld gebid nie. Ek dink dis hoekom ek seker nie die rykste musikant op aarde is. Maar ek het wel gebid vir wysheid en gesondheid. Dis hy. Dis die twee belangrikste dinge is. Eerste gesondheid eintlik. Ja. Gesondheid is die belangrikste ding want ek het al mense gesien wat multi-trilti miljonêre is en dan raak hulle siek dan is dit wat dit jou kos om gesond te word. Want niks kan gesondheid koop nie. Yes. Geen geld nie. En die spirit of discernment dat jy weet wie wat ook reg is ook baie belangrik. Ja. Ja. Maar ek het nou nog nie, kyk ek kom uit 'n familie uit van vas en sulke goed nie, maar ek het nou net aan my ma is nou dood. As ek net van my ma daai het sê, "Ma, ek gaan nou vas." En sê, "Ag, Henkie my kind." Sy het mos eendag van my vertel, "Jy moet net sorg dat jy nie by." Sy sê daar was 'n oom toe hulle klein was wat Bybelstres gekry het. So hy hy lees so die Bybel en toe begin hy homself kontradiek en hy want onthou as jy die Bybel wil verstaan, Yes. soos wat God hom geskryf het, ons het net nie daai kapasiteit. Ons kan dit nie doen nie. Ons is te dom. Ons is elkeen, ons is nie eens 'n mosterdsaad stukkie van wat. Nou, Ja. So my ma vertel van die oom wat Bybel sê, hy het toe later in 'n malhuis opgeneem want hy het heeltemal so begin soos hy daai tyd in die 70's het hy al gedink dis die einde van die aarde. Verstaan jy? Maar verder is ek baie bly my ma het my vertel dat dis 'n belangrike boek om te lees. Amen. Ek het dit regtig besef dat onlangs nie weer 5-6 jaar terug met ek Dis 'n beautiful book. wat 'n boek skryf jy so die hoe skryf jy in psalms al presies hoe Jesus gekruisig word. Ja. Ja, dis amazing. Staan nie hoe Dawid het dit geweet nie of wat hoe dan hy het dit is daar geskryf. Amen. Hoorie, wie het gaan Dan gaat ons om. daar gaan ons lyk of ons weer Maar ons moet seker nou afgaan. hoorie, ek wil net gou hierso sê vir Talk About Jesus. Maandag sal ek hierdie op YouTube ook sit en dan volg die page Talk About Jesus, want ek gaan nog mense interview. Ek is volgeboek vir hierdie jaar. So as jy 'n testimony het, asseblief bel my, ek boek jou vir volgende jaar. Remember, we love you, but Jesus loves you more. Share broadcast, love you guys. Bye almal. Jesus loves you. Bye. Dankie almal. Ons gaan verder.